Dit was 'n dag gewees van hartseer en trane, moedeloosheid. Onthou wat het vir jou Vrydag gesê, ons het die voorreg om die verhaal te ken, ons weet wat gaan gebeur. Maar wanneer ons onsself in die skoene sit van hulle wat rondom die graf staan, hulle wat hom geëien het as hulle Messias, as die een wat die oplossing sou bring, en wat hulle gaan vrykoop, en ewe skielik hang hierdie hoop van jou aan 'n kruis, en jy sien hoe blaas hy sy asem uit, en alles voel verlore. Die volgende dag is Sabbat, en hulle kan nie eens travel om te gaan kyk wat gebeur nie. Gister was stil Saterdag. Maar die goeie ding van God is, al voel dit stil in my lewe, al voel ek, hy is stil, hy's daar. Agter die skerms is al besig om groot goed te gebeur, en God is besig om sekere goeders in plek te sit, en ewe skielik is die kruis leeg, en die graf is vol. Maar vandag, ek sê vanmôre op 'n stadium vir Ferdy toe so bid is, ons weet nie wat het gebeur alles agter die skerms nie. Daar word nie vir ons veel inligting gegee nie, maar ek sê nou vir julle, net na 6. 'n oomblik na 6. Toe breek hy deur. Toe verander hy 'n vol graf in 'n leeg graf. Toe is die kruis leeg en die graf is leeg. En toe hulle hom gaan soek, net na 6, wie was eerste daar? Maria Magdalena. Ons gaan nou oor haar praat. Sy was eerste daar. Sy kon nie wag nie, ek dink sy het daar gesit en hierdie Sabbat moet net einde kry. Dit moet nou 6 uur word, ek wil gaan kyk waar my Jesus is. Ek dink toe daai 6 o'clock alarm vir haar op haar smartphone afgaan. Toe move sy. Vandag is 'n dag met betekenis. Vandag is 'n dag wat alles verander. Vandag vier ons iets wat ons onderskei van enige geloof in die wêreld. Dit maak nie saak in watter ander geloof jy is nie. Jy aanbid iemand wat geleef het en wat gesterf het en is 'n vol graf. Of jy nou Boeddhist is, of jy Mohammedan is, of jy wat ook al is. Maar ons het die voorreg om 'n leë graf te hê as bewys van God se grootheid. Hemelse Vader, ons sê vir U vanoggend baie dankie dat U seun vir ons gegee het om aan 'n kruis te sterf. Ja, Here, die woord beskryf dit so, U het gehoorsaam geword, ja, gehoorsaam tot die dood, dat U skepsels U kon laat sterwe, sodat U ons kon vrykoop van 'n ewige dood en 'n ewige verwydering van die Vader. Die woord sê U het nie vasgeklou aan die godheid nie, maar U was bereid gewees om U godheid te laat gaan, sodat U gehoorsaam kon wees. Ek dink nie ons verstaan dit nie. Ek dink nie ons kop het lekker nie. Ek dink ons het 'n idee, maar ons kyk in hierdie waserige spieël. Ons kyk in hierdie raaisel vas van wat presies gebeur het. Maar ons het genoeg inligting om vanoggend net te weet, ek sê dankie. Dankie vir 'n leë graf, dankie dat jy opgestaan het, dankie dat die leuen wat verkondig sou word van dat die disippels die Jesus se liggaam gesteel het, dat daar te veel getuies is van mense wat hom gesien het en aan wie hy verskyn het, wat dit kon getuig dat hy waarlik opgestaan het. En daarvandaan, Here, wil ons nou vandag ook kom, en dankie dat ons ook getuies kan wees van dit. Dankie dat ons weet dat daar 'n leë graf is. Ons bid nou, Vader, dat U ons sal lei
en dat U die woorde van my mond en die oordeenking van my hart aan U welbehaaglik sal maak, nie omdat ek dit moet bid, omdat dit 'n cliché gebed is, wat 'n predikant maar moet bid nie, Here, maar omdat ek dit bedoel, as ek sê, Here, dat my oordeenking van my hart, en dit wat U in my hart plaas, dat U dit sal goedkeur, sodat U verheerlik kan word in Jesus se naam. Amen. Die groet het verander. Die Christene van daai tyd, soos wat Jewe en vir ons gesê het mekaar op 'n ander manier begin groet selfs. Met die begroeting, hy het opgestaan en dan die persoon wat hy gegroet het teruggerepeat, ja, hy het waarlik opgestaan, en dit was as 'n bevestiging gewees van die volgers van Christus, die eerste Christene, nog voor hulle Antiochië vir die eerste keer Christene genoem was, het hulle hierdie tradisie begin aanleer om vir mekaar te sê, hy het opgestaan. Dit was 'n herinnering dit, maar dit was ook 'n getuienis gewees vir mekaar, dat hulle kan onthou dat hulle is nou in 'n verhouding met hom wat opgestaan het. Sondag het ons gepraat oor mense rondom die kruis en die impak van die kruis vir mense wat die kruis aanskou het. Vandag wil ek die verhaal voortsit en ek wil met jou praat oor mense rondom die graf en mense wat beïnvloed was deur die graf op daai spesifieke dag, daai Sondag, die eerste dag van die opstanding. Ek wil eers begin by die vrou wat eerste na die graf toe gegaan het. Jy sien, want a lot happened in 3 days. Dat baie gebeur in 3 dae. In 3 dae het die wêreld verander. In 3 dae het daar soveel goed gebeur, dat Jesus het oorgeskuif na die man wat veroordeel is met die doringkroon, na die opgestane koning van die heelal. Wat die dood en die doderyk oorwin het, wat die dood se angel getrek het. En nou kan Paulus later skryf vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 15:55 en hy wil skryf, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning, op grond van vandag. Want jy sien, Jesus is die eersteling van die opstanding. Hy is die eerste een wat opgestaan het om nooit weer te sterf nie. Lazarus het opgestaan, maar hy het weer dood gegaan. Baie mense wat opgewek is uit die dood, het Jairus se dogtertjie, jy kan aangaan oor, hulle almal is opgewek en hulle het weer gesterf. Want jy sien, die eersteling van die opstanding moet Jesus Christus wees, sodat hy die dood kan oorwin, sodat hy die kettinge kon breek van die angel van die dood, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Al het hy gesterf aan die kruis, hierdie is soos 'n catch-22, al het hy gesterf aan die kruis, maar hy het in die graf gebly, kan ons nie die ewige lewe kry nie. Maar al was hy in die graf gewees, en hy moes in die graf wees om te kan sterwe, so die twee loop hand aan hand, soos die hoender en die eier. Jy kan nie die twee van mekaar wegvat nie. Ek wil nie vandag vir jou 'n opstandingsgedeelte lees, soos wat jy nou gedink het, ek gaan nou lees in Lukas 24 of wat ook al nie. Ek wil vir jou vandag ietsie lees uit 1 Korintiërs 15 uit. En dis 'n belofte vir my en jou. So, ons gaan vandag kyk na die impak van die graf vir die mense van daai dag, van daai eerste Sondag. Maar ek wil eers begin om vir jou te sê, die impak van 'n leë graf is so werklik, dat jy vanoggend hier kan sit, en jy kan jou hand op jou bors sit, en jy kan sê, die graf maak my vry. Die graf wat oop is my garantie, my waarborg van die ewige lewe. Want Jesus het dit gedoen, julle. He did it. Hy het dit gedoen. So, nou sê hy vir ons, met die oog op ons sterwe, sê hy, wanneer die verganklike lyf met die onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk,
waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Hier's 'n aanmoeding, hier's 'n belofte, hier's 'n aanmaning, hier's selfs vir ons 'n 3-punt plan om te sê, dis wat jy moet doen. Die graf moes net toe bly vir 'n rukkie. En vroeg daai oggend, 'n paar minute oor 6, kom die eerste besoeker by die graf aan. Sy gaan soontoe, haar naam is Maria Magdalena. Ons het bietjie Vrydag oor haar gepraat. Die vrou wat by die kruis gestaan het, met die grootste dankbaarheid, want die Bybel sê, sy het baie gehaat wat vir haar vergewe was. Dis sy uit wie Jesus self 7 duiwels gedryf het. As jy ooit The Chosen gekyk het, daai reeks, dan sê jy agterkom, my eerste paar episodes, weet jy nie waar jy is nie. Jy is so half confused van, wat gaan nou hier aan, ek dog hier is 'n storie oor Jesus. En dan begin die prentjie mekaar te val, want hulle vat die prentjie terug eers na Maria Magdalena toe, om hierdie dankbaarheid te wys. En hierdie vrou wat vasgevang was in sonde en wat besete was met die duiwel, en hoe dat Jesus haar vrygemaak het, niemand anderster kon nie. Of jy nou Chosen voorstander is of nie, dis jou probleem, is nie myne nie. Jy kan dit kritiseer as jy wil, jy kan nie, hoef nie, jy kan net maak wat jy wil. Dit gaan nie nou oor The Chosen nie, dit gaan oor die prentjie wat in jou kop gevorm kan word, van wat Jesus se krag is. Want jy sien, is daai selfde krag wat Maria Magdalena vrygekoop het van sonde, wat jou vrykoop. Niemand anderster kon haar vrymaak van dit wat sy in was nie, behalwe Jesus. Die kerk het probeer, in daai geval het hulle nou maar van Nikodemus ingebring as die verteenwoordiger van die wet en die Sanhedrin en so aan, en hy kon nie, die wet kon haar nie vrymaak nie, die kerk kon haar nie vrymaak nie, net Jesus kon. Hierdie vrou met hierdie absolute dankbaarheid beweeg op hierdie Sondagoggend van trane na triomf. Haar hele lewe het verander. Vrydag het sy gestaan en huil en ek dink sy was moedeloos. Ek dink sy het nie verstaan wat om te doen met haar emosies nie. En dis hoekom ek dink sy kon nie wag nie. 10 het sy in daai paar dae gedink nou, hoorie maar, het hy nie gesê in 3 dae gaan hy die tempel afbreek en weer bou nie. Het hy nie gesê hy het gesê die teken van Jona, die 3de dag. So sy 10 in daai teachings wat sy by gesit het sy gecontemplate oor en sy het gedink daaroor en sy het vir haarself gesê, myself, something is going to happen. Hy het dit gesê. Die ander kruip nog weg, hulle is nog 'n bietjie bang. Maar Maria, sy is nie bang nie. So as jy enigstens jou naam Maria is of iets afleiding daarvan, good for you. Sy is eerste by die graf. Sy hol. Sy kom aan. En sy herken hom nie. Sy vra, wat het julle met my Here Jesus gedoen? Sy loer. Imagine nou, nee, jy kom by 'n graf aan en dan kom jy daar aan en dan jy lê die grafdoeke. Sien julle dit? Maar hy sê hier nie. En nou draai sy om en sy sê, wat het julle met my Jesus gedoen? Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe en sien 2 engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie.
Dis haar menslike kant. En toe sy dit gesê, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Imagine daai surprise. Né? Dit is 'n mens. Ons dink altyd hulle het so en bo die grond gevlieg en hulle het alles geweet, hulle het nie. Jesus praat nou met haar direk. Nou sê hy vir haar, vrou, waarom ween jy? Selfe vraag wat die engele gevra het. Wie soek jy? Sy het gedink dat hy die tuinier was en sy antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar jy hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Imagine dit. Lees gou hierdie vers saam met my. Maar in plaas van Maria, sit jy jou naam daarin. Ok, so is maklik vir jou as jou naam Maria is, jy hoef nie veel te doen nie, maar as jy nou nie Maria is nie, moet jy nou ietsie doen. Ok, so jy moet nou lees daar, en Jesus sê vir haar, sê hom, en Jesus sê vir haar, nee man, ek hoor aan niksie, kom Wikus, ek wil Wikus hoor, Hendrik, ek wil Hendrik hoor, Rachel, julle moet hom gooi. Ok. Reino, moenie skaam wees nie. Ok. En Jesus sê vir haar, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni. Dit beteken meester. Julle hier is die impak. Hier is die impak. Jy sien, sy het hom nie erken tot die oomblik wat hy haar naam gesê het nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy sit hierso, en jy dink, hy ken jou nie. Jy gaan deur tye in jou lewe wat jy dink, hy ken jou nie, hy weet nie van jou nie. Jy gaan deur 'n moeilike tyd, en jy dink, hy het jou gelos. Hy weet nie meer wie ek is nie. Ek gaan nou deur hierdie dal van doodskade weer. Ek gaan deur hierdie finansiële krisis, ek gaan deur hierdie emosionele krisis, ek gaan deur hierdie krisis in my liggaam, ek gaan deur een of ander siekte, ek gaan deur een of ander plek waar ek voel, ek staan alleenig en Jesus het my gelos en hy draai om vandag en hy sê vir jou op jou naam. Wil jy gou weer jou naam sê? En hy sê vir jou, wat is jou krisis? Waarmee struggle jy? Want hy sê vir jou, op jou naam. Ek gaan julle 'n bietjie help. Lyk my julle vergeet. Hier's 'n paar mense, hulle is bietjie gereformeerd. Hulle sit nou hier so. Mens praat hier in die kerk nie. As jy ook groot geword het nie. Nee, ek speel met julle. Joke net, ek joke net. Okay. Is soos wanneer ons sing, hef op julle hande. Nee man. Dis 'n lewende verhouding. Jesus roep haar op haar naam. Ek weet nie wat 'n krisis gaan jy deur nie. Ek weet nie wat met jou gebeur nie, ek weet nie waarmee struggle jy nie, ek weet nie ouens, ek weet nie wat pla jou nie, maar ek weet, hy roep jou vandag op jou naam, want hy ken jou soos hy vir Maria geken het, en dit het die change gebring, hy sê op haar naam vir haar, en sy erken hom as meester, en toe begin die storie te loop. Dis soos wanneer jy op 'n besige lughawe is, ek weet nie, was jy al op 'n plek gewees, waar dit besig is, en soos 'n lughawe, of 'n wat ook al, en dis tasse wat rol, en dis mense wat praat, en dis daai tannie wat die nasal spray nodig het, wat dinge moet sê, jy weet ons altyd daai tannies wat hulle aanstel, het ons altyd nou een of ander probleem, ek weet nie hoekom kies hulle daai tannies altyd nie, om die aankondigings te doen nie. Gaan asseblief na hek 2 toe, al die mense wat na Pretoria toe gaan. O nee, jy kan nie vlieg na Pretoria. O, jy kan. Nee, jy kan nie. Sorry. Maar imagine nou jy's daar.
En die tannie wat die nasal nodig het, is besig om te praat, en hier is ons mense besig om tasse te sleep, en hier praat iemand, en die ene dit, en daai ene dit, en ewe skielik hoor jy jou naam tussen alles. Wat jy al geloop, hè? Jy loop so, en dan ewe skielik hoor jy, Marius! En as dit, wow. Hulle kan honderde ander name sê, maar dit is soos in, bring my. En dis presies wat daar gebeur het. Daar's baie stemme in Maria se kop. En ek wil hê jy moet vandag stil word, want daar's een stem wat jy moet hoor. Al is daar gemors om jou, al is daar wat ook al om jou, al is daar geraas om jou, al is jou lewe besig om in mekaar uit te val, al voel jy op hierdie stadium van die geveg dat hier's te veel geraas, hier's te veel goed, ek weet nie na wie om te luister nie, daar's soveel mense met advies, daar's soveel mense wat weet, daar's soveel dinge wat in my lewe inkom, ek weet nie meer nie. Hy sê vir jou op jou naam, ek het jou. Ek het jou. En Jesus roep Maria en sy antwoord, Rabboni. Hoor gou hierso. Een van my favorite verse, ek het baie, maar hierdie is een van hulle. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou in die beste gedeelte. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Ek sy eiendom. Ek behoort aan hom. As jy Toy Story ken, kinders, julle ken Toy Story, wat het Andy gedoen? As jy sy speelding is, het hy onder jou voet, het hy geskryf, Andy. Want dit behoort aan Andy, dis Andy se speelding. Jesus het aan hierdie kruis jou naam gesê en vir jou gesterf sodat jy sy eiendom kan wees. En hierdie dag het hy dit bevestig deur op te staan sodat jy lewende God kan aanbid. En dis amazing. Hy roep jou op jou naam, jy is syne. Die tweede ou, Petrus, dis die ou wat gehardloop het na die graf toe. Nou gaan Maria, sy gaan sê vir hulle, en as jy na die Johannes evangelie gaan kyk, dan skryf Johannes in die derde persoon van homself. Hy sê die disipel wat Jesus baie lief gehad het gehardloop. En nou wil hy net vir julle sê, hy was bietjie vinniger as Petrus, so hy het vir Petrus weggehardloop, en Johannes sê hy was beter atleet as Johannes, en hy kom toe eerste by die graf, maar hy was bang geweest om in te gaan. Maar Petrus was voorvarend, en Petrus, julle ken vir Petrus. Hy kap eers jou oor af en dan vra hy vrae. Hy loop eers op die water en vra hy, wat het ek nou gedoen? Maar dis hierdie ou gebruik Jesus en hierdie Simon Petrus, en daar hy's nou deur iets afgelope paar dae. Kyk, ons gaan bietjie terug na Simon toe. Petrus, wat het jy aangevang nou so 'n paar dae terug? En Petrus, as jy vir Petrus nou vra oor daai hanekraai effek, dan ek wil nie daaroor praat nie. Los my uit. Ek wil nie daaroor praat nie. Ja, maar Petrus, ons moet daaroor chat, nie? Ek het op water geloop, bly jy stil. Jy sien, Simon, Petrus het egter opgespring. Hoor gou hierso. Hy weet waar sy verlossing lê. Hy weet waar sy vergifnis lê. Hy weet hy het opgetoffie. Hy weet dit, maar weet jy wat, waarheen gaan hy? Hy hardloop. Hy sê hy het graf toe gehardloop, toe hy daarvoor buik, sien hy net die doeke vol verwondering oor wat gebeur het, en hy is terug huis toe. Hy sien die doeke, ja. Die doeke wat opgevou is, want wat sy eie boodskap is. Julle ken die verhaal van julle weet wat die opgevoude doek beteken, né? Maak gou so of so. OK. Kry baie sukkes. Wil iemand gehoor wat nie weet nie? Niemand nie, goed. Dan beweeg ek aan. Jy sien, Petrus beweeg van 'n veroordeling in sy hart, 'n mislukking, tot hierdie verwondering. Jy kan sê Petrus het beweeg
in 'n mate van mislukking tot verwondering of van val na herstel, want jy sien die oop graf gee vir Petrus 'n tweede kans. Maria het haar naam gehoor. En die boodskap vir jou het jy klaar vasgemaak. Maar ek wil aangaan na die volgende boodskap toe wat jy saam met jou moet neem van die graf af, is dat jou verlede is uitgevee. Jou foute is gone. Dis ge-erase. So jy sit dalk hierso en weet julle wat, you know who, né? Hy wil jou altyd herinner aan wat jy gedoen het en hoe sleg jy is en al die foute wat jy gemaak het, en you know who sal altyd in jou oor kom fluister en vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie, jy sal nooit goed genoeg wees nie, wat ook al, en dis miskien soos Petrus gevoel het. Hy hol nog steeds in die graf toe, want hy weet wat sy oplossing is, maar die herstel is nog nie daar nie. Daarna, na die graf, gee Jesus vir hom 'n kans tot herstel. En ek dink dit is belangrik dat ons dit weet. Johannes 21, vers 15 tot 17, lees ons hierdie herstelproses tussen Jesus en Petrus. Waar hy hom een kant vat en hy sê vir hom, Petrus, het jy my lief? Julle ken die storie, né? Hy sê, ja, ek het jy lief. Sê, laat my skape wei. Gee my skape kos. Dan weer 'n keer, laat my skape wei. Derde ene, laat my lammers wei. So, Jesus is nie nitty-gritty nie. Baie mense sê, ja, Jesus het vir hom 3 keer dit gevra, want hy moet hom 3 keer verloon, en ja, jy kan dit so dink as jy wil. Dis nie 'n probleem nie, maar ek dink nie dit was die bedoeling nie. Bedoeling was net herstel, en om hom weer op 'n plek te kry wat hy glo, dat hy's bruikbaar. As ek kan regkry om my verlede agter my te sit, is ek bruikbaar. Maar as ek en jy gaan dwel op ons verlede en ons gaan bly in die verlede, dan gaan dit moeilik wees want jy sien, hy glo in my. Ekskuus vir die vergelyking julle, maar net na, ekskuus, ek kan nie 'n beter een aan gedink het nie, en ek hoop julle verskoon my. Nadat Mani Libbok so ruk terug al hy skoppe misgeskop het, né? Toe word hy mos Mani Misbok, in plaas van Libbok, né? Ons wou gehad het, Mani Libbok moet nooit weer speel nie, want hy skop alles mis, ons kan, ag nee, jy's Lucius. Sê ek. Wat 'n voorspeler was. Wat 'n flank was. Wat nooit my lewe paal toe geskop het nie. Maar weet jy wat, Rassie Erasmus vat hom een kant. En die coach glo in hom. En hy sê vir hom, Mani, ek gaan jou Saterdag op die veld sit. Vergeet, sit die verlede agter jou. Het julle daai videoklip gesien? Waar hy met Mani gepraat het. En hy sê vir hom, ek gaan jou Saterdag op die veld sit, want ek glo in jou. Jy het die ability. You can do this. En daai Saterdag toe skop Mani Libbok ontrent nie 'n bal mis nie. Hoekom? Want die coach glo in my. Daar's iets groter as die coach wat in jou glo. Sy naam is Jesus Christus. Hy glo in jou en hy wil hê hy wil jou herstel. Hy wil jou terugsit waar jy was. As jy vanoggend hier so sit en jy het op 'n of ander manier herstel nodig, vat dan die graf, die leë graf, as 'n punt van herstel. Dis waarin jy moet hardloop. Dis waarin Petrus heen gehardloop het om sy herstel te kry. Die herstel het 'n dag of 3 daarna eers gekom, waarin Jesus actually gepraat het mekaar, maar die herstel was as gevolg van die graf gewees en die vrymoedigheid wat Petrus gehad het om na die graf toe te gaan. Hoor gou wat sê Jesus vir hom voor hy geval het. Yes, hierdie was mind-blowing, né? Hierdie is mind-blowing, ouens. Hierdie het Jesus vir Petrus gesê nog voor die hele insident van die hanekraai. Nog voor dit. Hoor wat sê Jesus vir hom. En vat gou hierdie gedeelte vir jou. Hy sê vir hom, en die Here sê, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Hoor gou hierso. Hierdie is voor sy val. Hy sê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, as jy eendag omgedraai het en jy teruggekom na my toe, moet jy jou broers versterk.
Ek weet jy gaan val, ek weet jy gaan 'n fout maak, maar ek weet jy gaan terugkom na my toe. Maar dan moet jy weer die rots wees. Julle, is dit grace? Imagine nou jy staan en jy kan met Jesus praat, né? En hy kan vir jou sê, Marius, jy tof jy op my maat. Ja! En ek weet jy gaan ons droog maak. Maar ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En ek ken jou naam. Maar as jy nou jou mind opmaak, en jy kom terug na my toe, wil ek jou gebruik soos wat jou potensiaal is, nie soos wat die vyand sê jy is nie. Julle, ons kom huis toe gaan, né? As ons net dit kan saamvat. Hoor gou hierso. Ek het hierdie vers gelees en ek het vir 'n rukkie net gesit in my studeerkamer. Toe imagine ek waar Jesus bid vir my. Imagine wie kan nou weer jou naam daarin sit. Hier's personal. Hierdie is personal. Sit nou weer jou naam daarin. En die Here sê, Marius, Marius. Die Satan het vurig begeer om jou te sif soos koring. Maar ek het vir jou gebid. Ek gebid dat jou geloof nie sal ophou nie, my kind. En ek bid as jy eendag terugkom na my toe, en jy maak jou fout reg, of jou foute reg, dat jy op 'n posisie sal wees wat jy ander mense kan help. As dit jou nie bemoedig nie, gaan niks nie. Die Emmaus reisigers, ek gaan baie vinnig oor hulle praat. Die Emmaus reisigers, dis nou 2 manne wat disippels van Jesus was, en hulle was 10 en ook by die kruis gewees daai Vrydag. Hulle was ook volgers van Christus gewees. Hulle was ook verward. Dalk was hulle deel van die 120. Ons weet net die een ou se naam is Kleopas. Ek is nie seker wat die ander ou se naam was nie. Hierdie 2 of een persoon met 'n naam, een sonder 'n naam, is besig. Hulle loop nou van Jerusalem af. Hulle is nou klaar. Jesus is dood en is nou die 3de dag. Die Sabbat is verby. Ons gaan terug huis toe. Nou loop hulle. Nou praat hulle oor hierdie goed wat met hulle gebeur het. Hulle sê, ja, maar ek het gedog hy is die Messias. Hey, wat het jy gedink? Nee, hulle praat en die volgende oomblik, tjoep, hier's 'n 3de ou saam met hulle. En hy stap saam met hulle. En hy sê vir hulle, wat's fout? Nee, nou sê vir hom, is jy 'n vreemdeling? Het jy nie gesien wat die afgelope paar dae in Jerusalem gebeur het nie? En hy vertel vir Jesus hierdie storie van wat met Jesus gebeur het. Jy sal my nie glo nie, sê hy vir hom. Nee, hierdie is inligkunde, skus. Maar Jesus loop saam. En so begin hy die skrif hulle uit te lê. En ewe skielik begin daar vir hulle 'n klomp legkaartstukke in mekaar pas. Die puzzle begin 'n prentjie te vorm. En die oomblik wanneer hy daar met hulle in Emmaus sit en hy begin vir hulle brood te breek, weg is hy. En daai ouens sê, ons kan nie hier bly nie. U-turn, back. Nog 7 myl terug. Ons gaan gou-gou net vir die ander ouens daar in die bovertrek vertel. Ons het hom gesien. En so het Jesus die een na die ander getuienis bymekaar gemaak van mense wat hom genuine gesien het en ervaar het dat hy opgestaan het. Hierdie Emmaus reisigers loop saam met Jesus. Jy kan die verhaal in Lukas 24 gaan lees. Hulle loop saam met Jesus en hy gee vir hulle, hy verwys hulle terug na 'n klomp goeters toe en hy lê die skrifte van hulle. Hy het hulle vertel van die teken van Jona en hy vertel vir hulle 'n klomp goeters. En ewe skielik besef hulle daar's 'n oop graf. En die impak is groot. Dalk is jy op 'n reis in jou lewensreis en jy voel onseker. Dalk is jy verward oor iets. Iets wat met jou gebeur of gebeur het. En al wat ek vir jou wil sê is, dis net Jesus wat jou kan vat van verwarring na verstand toe. Dis net hy. Maar ons moet actually saam met hom loop om dit te ervaar. Dis baie keer ons probleem. Kom ons loop saam met hom, dat hy dit vir ons ook kan uitlei, dat hy vir ons kan sê. Hebreërs 13:5, en hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daar waar jy nou is, hy loop saam met jou. Dit wat jy nou ervaar, hy's daar.
Hy sê dan vir ons in Hebreërs 13, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Wat jou journey ook al is, hy's daar. Of dit fisies, emosioneel, wat ook al is, wat jy hom nodig het. Geestelik, maak nie saak nie. Hy's daar. Hoor gou hierdie ene. Psalm 34 of Psalm 34 vers 18, ek het so Engelse enetjie ingegooi vir julle. Maar hy sê hom mooi in Engels. Hy sê, dis 'n NIV, hy sê, the Lord is close to the broken-hearted. He saves those who are crushed in spirit. Wow. So, as jy broken-hearted is, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, as jy gekras is, jy voel die lewe is vir jou te veel op hierdie stadium, jy weet nie hoe om uit 'n situasie uit te kom nie. The Lord is close to you. Hy loop saam met jou soos daai Emmausgangers. Maar die disippels in die boefretrek sluit ek mee af. Hulle het 'n surprise van hulle lewe gekry. Jy sien, hulle is bang. Want jy sien, hulle het nou by hulle self gedink, hierdie ouens wat vir Jesus gekruisig het, wat hom doodgemaak het, hulle gaan ons ook doodmaak, want ons is sy volgelinge. En dis hoekom hulle almal uit mekaar uit gespat het op daai Vrydag en weggehol het, en wat ook al, en net Johannes het dit gewaag daar naby die kruis. Maar daai Sondag aand is hulle by mekaar, en hulle staan daar, en die deure is gesluit, sê die woord. In die volgende oomblik staan Jesus by hulle. Geen geslote deur keer hom nie, geen muur keer hom nie, geen omstandigheid keer hom nie. Daar's niks wat hom kan keer om in jou teenwoordigheid in te kom as jy hom soek nie. En al baie keer soek ons hom nie, hy kom. Hy's daar. Hulle het hom nie gaan soek nie, hy het net gekom. Want hy het geweet, hy het geweet dat hulle hom nodig het. Hulle is bevrees, hulle is verward. Daardie Sondag aand as die disippels by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Dis die eerste ding wat hy vir hulle sê. Vrede. Shalom. Vrede. Hy spreek vrede oor hulle. So dit wat jy voel, wat geslote is in jou lewe, Jesus spreek vrede oor dit. Jesus verander jou omstandighede. Jesus maak oop dit wat jy gedink het wat gesluit is. Jy dink dalk jy is onbelangrik. Jy is nie goed genoeg nie. Jy het weggehardloop. Ek was nie daar in sy nood nie. Ek verstaan nie. Maar Jesus kom vandag en hy sê vrede vir jou. Vrede vervang alles, vrede verander alles, vrede maak dat alles net anderster is. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê ontvang die Heilige Gees. Want hy kon, want hy was die Gees van God. Hulle verander van vrees na doelgerig. Want hy het nou opdrag, die onsekerheid, hierdie koue kamer, hierdie boefretrek het ewe skielik lig gekry. Hy staan daar tussen hulle. Ons almal, Suid-Afrikaners, as jy vir hulle vra load shedding, dan weet jy hoe dit voel, né? Load shedding is soos in, dis gaga, dit is soos in alles is dowwer, dis nie lekker nie. Ek kon onthou toe load shedding net ingeskop het en daar was nog nie inverters en goeders of ons kon nie inverter bekostig het nie, of wat ook al. Ons het net so 1 of 2 van die handheld liggies gehad. As die load shedding kom, dan is dit soos in, die vertrekke voel kleiner, is dit nie? Jy voel onseker in jou eie huis. Jy weet nie lekker nie, jy weet waar om te loop, maar jy weet ook nie lekker nie. Want alles is donker en as in die winter is dit nog koud en dit is kleiner en jy soek net lig, maar as daai krag aankom, ja, huis verander nie. Die huis is nog steeds ewig groot, maar die lig verander. So wanneer Jesus opstaan uit die dood uit, hy is die lig. Sy lig bring change. Dis hy wat verander. Dis hy wat my verander. Sy teenwoordigheid verander alles. Vrees word moed, wegkruip word doel. 'n Oop graf bring lig om te sien
En dan kom die opdragte wat die Here vir hulle gee. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Matteus 28 vers 18, 19 en 20, want jy moet al drie saam lees. Moenie net vers 19 lees, jy gaan skrik. Lees vers 18 en 20 saam, want die bevestiging kom in vers 20, want ek is met julle. Vers 18 gee vir jou die bevestiging. Hy sê, want al die mag in my, in die hemel en in die aarde, behoort aan my. Daarom het hierdie mag gaan uit en maak disippels van al die nasies. Vers 20 sê dan, julle ken vers 19, vers 20 sê dan, want ek is met julle. Jy sien, ewe skielik bring hierdie graf, bring hoop. So om saam te vat vanoggend, 'n leë graf is 'n plek van hoop. Vir Maria verander trane in triomf. Die nagmaalspan kom maar regmaak. Vir Petrus verander mislukking in herstel. Vir die Emmaus gangers of die Emmaus disippels word verwarring verstaan. Vir die disippels in die boventrek word vrees 'n doel. So wat se voordeel is daar vir jou? Ons gaan vanoggend saam nagmaal gebruik. En ek wil net gou ietsie sê oor die nagmaal. 2 belangrike goed. Nommer 1. Jesus het dit ingestel. Dis sy tafel. Dis sy nagmaal. Dit gaan nie oor lidmaatskap nie, dit gaan nie oor hoeveel keer was jy al in ons gemeente of het jy een of ander papiertjies ingevul nie. Dit is irrelevant. As jy hier is en jy's 'n kind van God, gebruik asseblief saam met ons nagmaal. Dit is Jesus se nagmaal, dankie Theo. Dit is Jesus se nagmaal. Jesus se lyf is vir jou en vir my gebreek. In die nagmaal se formulier of wanneer ons daaroor lees in 1 Korintiërs 11, dan lees ons voor ons gaan kom by die spesifiekes, wil ek net aanbeweeg na die instelling van die brood en die wyn, wil ek vir jou sê, daar's 'n paar goed wat gesê word in die woord rondom die nagmaal. Die nagmaal is 'n seën. Die nagmaal is 'n herinnering. Die nagmaal is ook 'n tafel van vergifnis. Dis 'n tafel wat ons herinner word aan sy liggaam wat vir ons gebreek is. Dis ook 'n tafel waar ons 'n seën oor onsself kan eet en drink. Maar daar's ook 'n gedeelte wat sê, wanneer jy dit op 'n onwaardige wyse doen, eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. Ek wil net hê ons moet gou raak van my rustig. Vrede vir jou. Want dis wat die graf vir ons gekoop het. Daai vrede. Maar ek wil jou vanoggend 'n geleentheid gee. En dis die doel van die nagmaal. As jy vanoggend hier so sit en jy sê, Marius, ek het iets wat ek moet uitsorteer met die Here. Ek het nodig om ek het nodig om met die Here te praat voordat ek hierdie broodjie en hierdie sappie kan drink. Dan wil ek jou nou 'n geleentheid gee. Gielie gaan vir ons lekker daar in die agtergrond 'n musiekie opspeel en terwyl jy met die Here kommunikeer en die seën van die Here bid oor die nagmaal wat jy nou gaan gebruik.
1 Korintiërs sê vir ons in die nag wat Jesus verraai is, het hy met sy disippels om die tafel gesit. En hy het die brood gevat in sy hande. En hy het gebreek. En soos hy het gebreek het hy vir elkeen van hulle gegee. Vir Petrus, wat hom sou verloon. Vir Johannes, vir Jakobus, van Andreas, vir Simon die Zeloot, vir Nathanael, almal van hulle. Elke een het gekry. Tot Judas Iskariot. En weet jy wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, dit is my liggaam, wat vir jou gebreek gaan word. Neem, eet dit, want dit is die teken, wat ek wil hê jy moet onthou. Na die ete, toe vat hy die wyn, en hy skink dit, en vir elkeen weer gee hy sê, dit is my bloed, dis die teken, dat ek my bloed vir jou gaan gee, om jou totaal en al, vry te koop van sonde, sodat jy die ewige lewe kan hê. En hy gee vir hulle, drink daarvan, tot my gedagtenis. Hemelse Vader, ons sê vir u vanoggend baie dankie vir u liggaam en u bloed en dat ons dit deel van ons lewe kan maak. Dankie dat u vir ons gesterf het, maar meer as dit, Here, dankie dat u opgestaan het uit die dood uit om al hierdie dinge wat ons hierdie naweek gevier het en selfs die opbou daartoe, die afgelope 40 dae. Dat ons dit kan doen tot eer en verheerliking van die wonderlike naam. En ons bid nou dat u vir ons sal seën, ook met die sing van die oorwinningslied, dat ons dit nou sal sing uit die glorie en oorwinningsoogpunt uit, van dat Jesus nie gesterf het nie, maar dat hy opgestaan het en die dood oorwin het. Ons sê vir die dankie daarvoor, dat u dit vir ons gedoen het. Amen. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons. Amen.